Goeiemiddag en baie welkom by die Vrouwees program. Vrouwees is nie net 'n rol nie, dit is 'n kuns. Om sag te wees in 'n harde wêreld en sterk te wees, sonder om jou hart te verloor. Ons as vroue maak 'n verskil deur liefde, deernis en wysheid. Ons trotseer uitdagings met moed en deursettingsvermoë. Ons is nie perfek nie, maar ons is perfek geskape en ons is eg. Antoinette, weet jy wat? Ek wil eintlik iets by daai sit. Ek dink ons kan maar bietjie daai ene remix. En dan, ons is vol emosie. Emosies, hierdie emosies is 'n vreeslike ding. Ons is vol emosies. Ek dink ons moet dit daar inwerk. Ek dink so, definitief. Ja. Dis vrouwees, is emosies. Ek sê ons gaan hom remix, my man sê mos. As ek 'n remix van 'n song kan kry, dan is ek happy. So ek vat altyd hierdie ou tydse songs en dan gaan tik ek hom in op YouTube en dan gaan vra ek vir 'n remix. En dan kom al hierdie remixes uit en dan sê my man, jy kan daar maar 'n goeie song laat hulle partykeer net hom opneem. Ja, heeltemal anders te Ek sê uitkom. nee, man, as hy net bietjie beat het, dan voel ek beter oor hom. Ek soek 'n ding wat so 'n bietjie ritme in my lyf gee. Ja, natuurlik. Behalwe nou, alhoewel ek moet sê as ek praise and worship, ek like nogal, ek onthou toe ek nog 'n tiener was, is daar eendag 'n oom wat na my toe gekom het en toe sê hy vir my, hy het nou gesien in die kerk, as daar 'n ritme is op 'n song, en hy het sy ritme verloor, dan kyk hy net gou so 'n bietjie in my rigting, en dan sien hy, okay, Dan dit vang gaan, hy hom weer. ja, en dan tik hy dan agter my aan, want ek is al ewig besig om te, Veral as dit kom by worship, dan moet jy dans. Ja, dit is verseker. Ek moet sê, ek het 'n dansmaatjie gekry. Ja, lekker hoor. Hoorie, so ek het sommer so met die deur by die huis ingeval, goeters. Ons, baie welkom by die Vrouwees program. Julle is ingeskakel op 100.6 in die Kosh area en 98.1 in Potchefstroom. As julle gedurende die program vir ons wil boodskappe stuur, is julle baie welkom om so te maak. Die nommer is 066 516 6917. Julle kan gerus met ons kontak maak, dan is dit ek, Chantel van der Merwe, en saam met my is Antoinette Pieters. Hallo Antoinette. Hallo Chantal. Wat 'n week. Yes, hoorie Sonja, ek sê vir jou, dit is omtrent warwoel van dinge. Daai emosies. Ja, daai emosies. Maar ek en jy weet mos nou al, as ons gaan kom praat oor 'n ding, dan gaan ons dit ervaar. Ons gaan dit ervaar, verseker. En dan soos jy al gesê het, die Here het 'n fantastiese sin vir humor vir ons vrouens, en die mans werk maar super net met ons vrouens. En baie keer as ons dink ons is besig met ons voorbereiding vir hierso, dan ervaar ons iets en dan is ons sommer soos, okay, as julle gewonder het waaroor julle gaan praat, hierdie is waaroor julle gaan praat. En dan is dit asof ons so gesink is met mekaar, want dan gebeur dit net so met ons. Dit is so amazing. En ek dink wat ek en jy van die begin af besluit het, is ons wil rou wees. Yes. Ons wil rou wees, ons wil eerlik wees. So as julle gewonder het wie's Antoinette en Chantal, ons is 'n real housewives of Klerksdorp. Dit wat julle sien is dit wat julle gaan kry, en ons gaan dit met julle deel sodat ons julle kan help om nie of as julle daardeur gaan om dit bietjie beter te ervaar. Dan hoef julle nie soos ons met die full-blown emosies daardeur te gaan nie. Ons berei julle voor. Ja. En dit is, ek dink ons het al vorige keer daaroor gepraat, veral wanneer 'n mens deur dit gaan en jy kan 'n ander vrou net pick up. En net bring by die plek waar jy wees, jy's in, of waar ons is dalk miskien op daai stadium. En as ek nou vir jou sê, ons het nie al die antwoorde nie, maar die veiligste plek en die beste plek om te wees is by die Here se voete. En wanneer hy ons so constantly remind om terug te kom na hom toe, en ons so 'n bietjie daai skoolgeld, nie as 'n straf nie, dis lekker om daar by hom te gaan sit, dan sê ek so, maar ons het ook nog gesê, soos Here,
Ons het nou al genoeg dinge deurgemaak. Genoeg skoolgeld betaal, ja. Herinner ons 'n bietjie aan dit waarvan ons so deurkom. Dalk miskien moet ons net al die boeke vat wat ons so, die goedjies wat ons so skryf. Elke oggend 'n deur. En net so 'n bietjie 'n dag vir dag net deurvat en ons om net kyk, okay, waar is ons nou? O, Jessie, kyk wat het hier gebeur. Gaan net gou weer terug. Ja, en dit wat 'n mens daarso ervaar het. Ek het nou al so leer begin maak. En in hierdie leer het ek hom nou al alfabeties begin noem. So kom ons sê nou, soos ons wat nou oor emosie praat, dan gaan kyk ek onder E en dan wat het ek nou Ek gaan daai doen. dan maak ek hier oop en hier's alles wat lê onder E en hier lê emosie en dan kyk ek, o wag 'n bietjie, ek het nou al 20 goeters oor emosie ervaar en elke keer iets anders leer 'n mens iets nuuts by en ek is so eintlik dankbaar vir sosiale media. Ja. Dit kan 'n vrootappel wees, maar dit kan definitief ietsie wees wat net jou uplift Ja, ook vir daai. positief. En jy het ek nog daai video vir jou gestuur van ons gaan nou bietjie daaroor Ja, praat. van die emosies. Ja. En die emosie en net daarna gebeur al hierdie dinge wat ons al hierdie emosie ervaar en so. En daar's nog al 'n paar oulike triks. Ons wil dit vir julle leer. Ons gaan 'n bietjie daaroor praat. Ons gaan gou vinnig hoor na 'n advertensiebreek en 'n musiekbreek. Ons is nou weer terug. Baie welkom terug. Ek het nou so vinnig, ons is nog besig met intro en toe besluit ek nee, wat is nou tyd, nou praat ons. En ek het net so vir 'n oomblik vergeet om te sê, julle kan na vorige boodskappe gaan luister op die webtuise by www.livefm.co.za, dan kan julle daarso ingaan by presenters podcast en dan daarso is content en dan kan jy die program waartoe jy wil gaan, dan daar by die Vrouweesprogram of een van die ander programme, dan kan jy daarop ingaan en dan lê al die content daarso, dan kan jy van daar af maak jy hom oop en jy share hom en dan kan julle dit ook so met mekaar share. En dit is altyd lekker as ons vir mekaar die woord so kan share en veral as jy iets gehoor het en so en jy wil na die tyd gaan terugluister, dis maar die lekkerste ding. Dit is. Ja. Ek het nou so 'n bietjie 'n triek gevang daarso. Ek wil dit nou nie te hard om sê. Maar okay, wel, hier gaan ons is nou in elk Ons geval. wil sê ons is rou. Ja, it is what it is. So, wat ek nou nogal geneig is om te doen, want ek kry nie altyd tyd, ek wil verskriklik graag notas maak, maar ek kry nie altyd tyd om die notas te maak nie. So dan gaan ek, as ek dalk iets luister, 'n podcast luister of so, dan vat ek my tablet en dan sit ek die podcast aan op die tablet en dan vat ek my foon en dan rekord ek hom en dan vat ek hom voice to text. En dan het ek my notas. En dan kan ek nou gaan edit en uithaal wat ek nou wil Dit is uithaal. oulik. Jy sien ek weet daai goeters is vir my. Nee. Maar ons sal sit en ons gaan hierdie dinge uitwerk. Jy gaan vir my leer. Ek moes vinnig hoorie, weet wat die interessantste ding wat gister toe nou gebeur. So my seun bel my en hy en ek gaan sommer nou met dit by die emosies inval. So my seun bel my. Maar so ek het 'n klein probleem. Eintlik is dit 'n groot probleem. Ek sê ja, gooi dit. Hy sê, hoorie, ek het gou 'n poster nodig. Gou. Ek sê, goed dan, hoe laat het jy die poster nodig? So hy bel my 10:00. Hy het die poster 10:30 nodig. En ons het nie 'n poster nie. En ek sê vir hom, goed, waaroor moet die poster gaan? Right. Julle, en ek was nog nooit in my lewe so dankbaar vir die platforms wat daar is, wat 'n mens 'n ding gou vinnig net kan. Jy sien, hulle weet van gou vinnig. Hulle moet ons ouers net ook inlig. Ja. En lees dit gou op die program in en terwyl ek besig is om dit in te lees, want dis gelukkig op my foon, lees ek dit in. Ek bel so lank 'n vriendin wat by 'n printplek werk. Bel haar. Ek sê, hoorie, ek stuur vir jou nou 'n ding deur, print net vir my asseblief uit. Weet ek sê vir jou, die Here het gister die tyd vasgehou en alles net so vinnig laat gebeur. Want nou terwyl ek ry en ek besef ek moet hierdie ding print. Sê ek, Here, moet ek huis toe ry en dit by die huis gaan print? En die Here wys net vir my,
hierdie vriendin van my wat by die print ek sê okay, kry. So maak hy die paaie vir ons Ja. makliker, nê? En terwyl ek maar nou probeer ek, jy weet nou nie op my foon wees terwyl ek bestuur nie en dit sal nou uiterste swak voorbeeld wees. So dan kom ek tot by is 'n roebord. Dan is ek in my lewe nog nooit so dankbaar gewees vir 'n rooi roebord nie. Dan terwyl ek by die rooi roebord staan dan doen ek gou iets wat ek moet doen en op daai oomblik share ek dit toe nou gou met haar, kon dit gou vir WhatsApp. Sy sê nee, dis reg, ek print. Ek stop letterlik daar. Sy druk die ding in my hand. Ek ry tot by my kind se skool. Woman power. En toe daai klok lui, toe druk ek die ding so in my seun se hande. Wonder Woman. Ja. So en na die tyd, toe ek nou so, want hy was net so dankbaar en dit is, jy weet, dit is net lekker as 'n mens mense kinders sien en hulle is so happy en hulle is so verlig want hulle het nou hierdie oomblikse spanning gehad en dit het net goed uitgewerk vir almal. En op daai stadium bel ek vir Dewald en ek sê hoorie, ek sê besef jy wat het nou net hier gebeur en al hierdie dinge en hy sê ja, ek hoop die kinders weet toe dankbaar hulle en ek sê nee, weet jy wat? Ek sê ek dink nou net vir 'n oomblik. Ek en Antoinette gaan praat oor emosie. En op daai stadium uit my ou self uit. Voordat ek al hierdie introspeksie met myself begin doen het en waar ek is in my lewe en dit wat uit die verlede uitkom of whatever the case might be. My normale reaksie op dit is, wat het jy gedink? Hoe kan jy op hierdie oomblik, en sorry, ek gaan jou nie help nie, en jy weet, dit sou my vorige reaksie gewees het. Ja. En op daai stadium ervaar ek net hierdie ongelooflike Here is so amazing. kalmte oor my, en ek sê, okay, wat doen ek nou? Great, okay, hier's wat ons nou gaan doen. En dit is hoekom die Here jou so kalm en rustig gehou het en jy kon dit betyds doen. Ja, en al die robots rooi gemaak het. Ek is so dankbaar vir dit. En ek sê vir Dewald, jy weet, besef jy net hoe groei 'n mens in hierdie proses van waar jy kyk om eers by jouself te begin. Dis belangrik. En laat 'n mens net, want dit kon nou 'n storm gewees het en en my kind, en dan is hy op sy senuwees want jy weet vir alles hy nou die voorlegging moet doen of wat ook al die situasie is wat hy moes gaan doen het waarvoor hy die pastor nodig gehad het. Dan was daai ook 'n senuwee. Jy weet, maar nou besef hy ma's kwaad en ma's ongelukkig en nou sy met my beklei en al daai goeders en dit was nie die geval nie. Maar die oomblik toe ek die ding vir hom gee in sy hande en ek sien daai gesig van verligting en net soos, mami, ek weet ek het nou, hy sê net sorry mami, dit gaan nie weer gebeur, en so ek dink net hy het vir 'n oomblik fokus verloor en hy het net nie besef, hy het net nie al die instruksies gelees nie en hy het net besef, okay, ek het nou aangejaag en ek moet ook sê wat vir my eintlik hartseer is my kinders onthou die vorige keer hoe ek die vorige kere gereageer het. En Antoinette, ding wat jy verlede week gesê het, which stuck with me, hoe ek van hier af nou gaan reageer, gaan baie dinge vorentoe bepaal. En want hy het my daarna, hy bel my nooit. Hy bel my nooit vir niks, behalwe om te verkoos en vir maar was jy? En wat hy my gebel het na die tyd, mamma, ek wil net laat weet dit het goed gegaan en die punt was goed en al daai dinge en so aan. En ek hoop jy sy juffrou luister nou hierdie juffrou, sorry. Toe maar 10/10 vir daai ene, mamma. Dankie juffrou vir sy goeie punt. En maar ja, toe it stuck with me. Jy weet, hoe ek gaan reageer, gaan baie dinge bepaal. En dit was net in die vorige aand, wat ek net vir 'n oomblik ook by my dogter gaan lê het. En daar is net soveel goeders, wat ek self, nou in hierdie, begin by jouself, orde in die huis, al daai goeders, wat ek net by myself so gaan introspeksie hou het, en begin klein dingetjies by myself verander. Klein goedjies. Ja, en wat vir my so awesome was, is, toe nou gister, toe brand ek vas, en ek bel die kinders, en ek soos, sal jy vir my rys opsit, sal jy gaan die hoender insit, en hulle doen dit met liefde. En hulle doen dit, en daar was nie 'n oomblik van, tog, jy weet, en
toe sê ek soos, Here, Nee. mense het hierdie dag het ons gewen Ja. en dankie vir dit. En nou het jy half omdat jy introspeksie op jouself gedoen het, het jy 'n hele huishouding verander. Want jou emosies en hoe jy optree, het gemaak dat al jou mense in jou huis die situasie anders te hanteer. Yes, absolutely. En weet jy, ek dink dit is so belangrik dat ons gaan sit en kyk, ek glo vas in hierdie ding. Gaan kyk waarmee jy goed is. Soos ek love om kreatief te wees, Antoinette, jy love om kreatief te wees. En selfs by die werk ook, my man het my nou die opportunity gegee om bietjie goedjies anders te maak, ons wil 'n showroom maak en al daai goeders, en ek's verskriklik excited. Ek sê vir hom, ek kan ure werk, en dit voel nie vir my, ek kan fisies gaan voel, dalk miskien die aand as ek in die bed klim, my liggaam is bietjie uitgeput, maar dit bring vir my soveel genot, dit is vir my so lekker, dat om dan nou so kreatief te wees en 'n verskil te sien, en hoe bring dit mense se moraal op, wanneer 'n mens kreatief is, want ek leer my kinders altyd, almal is slim in iets. Dit maak nie saak wat dit is nie. Of jy kreatief slim is en of jy boekslim is en of jy it doesn't matter. Die Here het iets spesifiek in jou geplan. En wanneer jy dit nie uitleef nie, ontneem jy die mense om jou om iets van hom te ervaar. En wat vir my so lekker is van hierdie om kreatief te wees en bietjie gou-gou hierdie ding nou aan mekaar te sit, dit begin nou so stuk wat ons dit nou kan doen, en net in so kort tydjie het dit sommer, ek kan sommer sien, die vrouens by die werk, dit is vir hulle lekker, en dit lyk vir hulle mooi, en so man, nou nie omdat ek enigstens iets beter of meer spesiaal as iemand anders, maar net om daai verandering, en laat hulle vader, iets van vader, van wie vader is, en vader is 'n kreatiewe vader, en hy raak kreatief deur ons, en wanneer ons hom toelaat, en dit uplift mense se emosie ook so, en om dan nou terug te kom by wat ek wil sê is, wanneer kry iets wat jy voel jy in goed is, en al is dit brei, al is dit huis skoonmaak, en ek weet, vrouens wil nie die goed hoor nie, hoekom moet ek huis skoonmaak, en so, en hoekom is dit nou my enigste sterkpunt, en so, maar jy skep absolute atmosfeer vir Heilige Gees om in te beweeg. Dit is eintlik vir my so groot voorreg wanneer ek daai tipe werkies kan doen en paar goedjies kan rondskuif en so. Maar jy kan nie dit weet wanneer jy nie daai introspeksie gehou het nie, wanneer jy nie by jouself begin het nie, en kan eintlik agterkom, maar hoor hierdie is iets simpel, ek het net die vertrek skoon gemaak en ek voel goed en my emosie voel lekker en dan voel almal dit. Dit is. Ons vrouens skep daai atmosfeer. Dit is net, ek dink dit is deel van wie en wat ons is. As jy so 'n bietjie af is, dan gaan jy sien hoor hierso almal in die huis is so. So ons vrouens is maar daar, ons is die key. Tot baie goed in ons huishouding wat regloop en wat verkeerd loop. Ons wil dit nie altyd hoor nie en ons wil dit nie altyd vir almal sê nie, maar dit is die waarheid. Daai emosies en goeters, ons is emotional beings. Dit is hoe ons is. Ons is so aan mekaar gesit. Yes, absoluut, en ek dink Vader geniet ons vrouens so. Jy het ook met die verlede week te sê jy ook, en hy kom ontmoet ons net daar waar ons is. Ja, dit is wat so mooi is. Die arme manne moet opgaan berge. Hulle moet klippe kou en hulle moet gaan en hy het net soveel grace met ons. Ja, en weet wat, ons het nou ook verlede week gepraat ons oor hierdie lag van ons wat ons so, en ek moet vir jou sê, hierdie week probeer ek regtig my lag net so bietjie, en nou maar dit voel vir my, ek wil regtig uit my maag uit. Maar ek dink dit is oor alles wat ons ervaar het, en dit kom nou terug na vandag toe, wat ek met jou wil deel, Chantal. Yes. Jette, ons praat baie keer, maar ons luister nie, totdat die Here ons op 'n plek bring waar ons al hierdie goed ervaar. En my seun het nou vir die afgelope maand het hy deur baie seer gegaan. En ek meen dit is natuurlik vir 'n ma om in te tree, om te help, om daar te wees, maar ons
moet die balans reg hou. So dit het my ook diep geraak waardeur hy gegaan het en ek het net op 'n plek gekom wat ek gesê het ek gaan nou saam oorlog toe. Ek gaan nou hierdie wapens optel en ek gaan nou hierdie geveg veg. Jene Chantal en so kom Sondag en net voor kerk. En ek en Mani is die 21ste Junie is ons 23 jaar getroud. So ek weet hoe my man is. Maar omdat ek op hierdie battlefield besig is, gebeur daar 'n klein dingetjie en ek verloor dit. So daar's toe nou, ek kan nie sê onder ons nie, want my man is nie lief vir beklei nie. Hy hou nie van konfrontasie nie. En baie keer as hy sien ek is emosioneel oorlaai, dan sal hy my los, laat ek net uiting gee en laat ek sommer huil as ek moet huil en ek maak skoon en hy los vir my. Amen. En so gaan ons toe nou kerk toe en ek het nou my sê gesê en kyk, soos wat ons nou gesê het, worship dis my ding daai. Ek is so lief vir worship. Kyk, as die worship begin, dan trek Antoinette haar skoene uit. Almal beweeg om my, ek beweeg in die gangetjie of ek gaan staan voor in die kerk en ek worship. Dit is wie ek is. Ja. En Chantal, die snaakste ding wat nog ooit met my gebeur het, is toe die worship begin, staan ek daar en ek voel, ek weet nie wat is die Afrikaanse woord nie, ek voel nam. Ja. Soos dormant. Ja, geen emosie nie, ek kan nie my hande oplig nie, ek kan nie sing nie, ek staan net so voor die Here. En ek besef, hoorie, so hier's iets ingekom, hier's iets besig om met my te gebeur, wat gaan aan? Ek het nog so gestaan vir 'n liedjie en ek gaan sit. En ek sit my Bybel op my skoot en die Here sê vir my Proverbs 3. Chantal, ek beloof vir jou, ek blaai hierdie Bybel deur, voor tot agter tot voor, ek kry nie Proverbs nie. En ek het van hierdie goedjies, sien jy op my Bybel, ek het hierdie goedjies, ek lees vir hom nie raak nie, ek kry vir hom nie. Ek dink, okay, nou gaan ek in tale praat. Zip, niks. Ek kry nie dit uit nie. En dit is vir my verskriklik, want my dogter het jare terug het sy met depressie gesukkel en sy het eendag by my gekom en vir my gesê, mamma, ek voel niks, ek ervaar niks. En op daai oomblik gaan daar soveel emosies deur my, jy weet wat, en ek besef, Here, maar wat gaan hier aan, hoe kan een mens net dood voel? En terwyl ek so gaan sit, begin die Here diep met my te praat, en ek begin net te huil, en hy sê vir my, Antoinette, besef jy dat jy al vir 'n maand besig is om 'n oorlog te veg, met wapens wat ek nie vir jou gegee het nie. Sjoe. Jo. En ek sê, maar Here, dis my kind. Hy sê, ja, maar dis sy oorlog. Ja. En ek moet hom vorm. Jo. En ek moet hom help. Ek het vir hom, want jy as mamma bid vir hom, so ek het vir hom die regte wapens gegee. Hy's reg om hierdie te beklei. Hoekom wil jy so hard saam met hom beklei, as dit jou emosioneel so moeg maak? Sure. En die Here wys vir my duidelik, hy sê vir my, kyk wat het nou gebeur in hierdie tydperk. Iets wat jy al vir 23 jaar weet in jou huwelik aangaan, en jy kan dit hanteer, kom die vyand in, want jy is op hierdie stadium, is jy so weak, Ja. en so weg van jou fokus af, en jy weet die vyand is besig met huwelike. En jy laat hom, net daai bietjie laat jy hom in, en kyk wat gebeur nou. En Chantal, en ek dink die les wat ek hier uitgeleer het, is om te besef, in plaas van om wêreld toe te gegaan het, in plaas toe van om rarig nou 'n groot bekleierery te veroorsaak het ek net by Jesus se voete gaan sit, en vir hom gesê, Here, asseblief, maak my toe, maak my huwelik toe, hier kan nie, wat ook al hier inkom, mag nie hier inkom nie, hy het geen reg, hy het geen mag nie, en op daai oomblik besef ek weer, check your heart. Nie net elke week nie, elke oggend, somme middag en in die aand. Gaan doen daai, hoorie, so is ek besig met die dinge wat die Here wil hê ek moet besig wees, of is ek besig met die eie ek? Want ek wil nou my seun cover, ek wil hom nou help, ek kan hom nie help nie. As ek hom nou juis gerelease het, en vir die Here gesê het, Here, dit is waardeur hy gaan, help hom, dan moet ek dit mos nou daar los. Ek kan nie daai pakkie optel en dit namens hom veg nie, want ek gaan my moeg maak. En op die einde van die dag, Chantal, gaan sit ek, maar Mani kon sien ek is nie lekker nie.
En hy kom sit so by my en hy druk my net. En hy besef, veral omdat ek nie gehoorship het nie. Iets is nie lekker hier nie. Ja. En ek raak sommer hartseer as ek daaraan dink, want as daar iemand is wat dit nie verdien nie, is dit my man. Want hy is die mees humbelste mens. Sure. En hy is die mees opregste mens. En hy is regtig een van die mense wat ek ken wat nooit voorgee nie. Hy is kaalvoet Mani, soos almal hom ken. Hy is nie lief vir sy skoene nie. Die kleintjies weet al as die ouers by die laerskool iets so ding as hulle sien Mani het skoene aan, dan sê hulle jy beter daai skoene uittrek, hier's iets nie reg nie. Hy gaan balans verloor. Hy gaan balans verloor. So dit is altyd, ek dink as ek lelik is met hom, dan is dit of die Heilige Gees, kan ek voel hoe die Heilige Gees hartseer raak. Want my man is rarig, hy hou daai van kind wees. Die Here sê ons moet soos kind wees. Dit is rarig hoe hy is. En ek wil net vir julle lees wat die Here toe nou sê in Proverbs 3, wat ek nie op daai oomblik kan kry nie, want ek dink op daai oomblik van geen gevoel, geen emosies ervaar nie, Yes. sou hierdie net vir my absoluut op niks beteken het nie. En soos wat ek toe nou net voor die Here huil en Mani by my sit en ek kan die Bybel oopmaak, sien ek, trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understandings. Seek His will in all you do and He will show you. En dit is so. Ek wil net hier's 'n ander stukkie ook wat hy sê, don't be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil, and you will have healing for your body Sure. and strength for your bones. So ja, dit was my ondervinding hierdie week om vir julle daar buite te sê, asseblief sit die wapens neer, as dit nie joune is nie. Want jy gaan, dit is nie jou fight nie. Jy gaan emosioneel moeg wees, en jy gaan op 'n plek kom, waar jy nie kan reageer, wanneer jy sien, hier kom 'n attack. Ja. Jy gaan dit nie sien nie. Ja. Maar Want jy is so moeg en so oorlaai met al hierdie wapens wat jy probeer fight mee, ja, wat nie jou wapens is om mee te fight nie. en jy dink dis jou wapens, want dis jou kind. Sure, en weet jy waar laat dit my nou dink aan die verhaal van Dawid, want toe hy, toe die koning hom wou equip om dan nou vir Goliat te gaan fight, wil hy nou vir hom al hierdie goede aantrek. Ja. Dit was nie sy armor om aan te trek nie, want hy was nooit veronderstel om dit aan te trek nie. En toe hy Dawid dit realize en hy gaan en hy soos nee, wag 'n bietjie. Hierdie is nie hoe ek hierdie ding doen nie. Dis eintlik is my armor so lig. Ja. Is dit nie hoe ons moet Dis voel nie? absoluut Ons moet so lig voel. En hy het net gegaan met daai preparation wat hy alreeds gehad het, Ja. en hy het dit net gou gaan uitsorteer, soos net met 'n sling, met sy een klip, Daar gaan hy. en daar val Goliat, sonder al daai ekstra goeders, wat die manne wat in die battlefield was, equip was om te dra, maar dit was hulle goed waarmee hulle equip was om te gaan fight. Hulle het 'n ander fight gehad. Ja. Dawid het nodig gehad om sy fight lig te maak. Ja, daai is baie mooi. Ja. Ons gaan gou vinnig oor na advertensiebreek en 'n musiekbreek. Ons is nou weer terug. Baie welkom terug. Antoinette, ek het, terwyl jy besig was om daai storie van jou te vertel, van Sondag, en jy sê jy sit daarso, en die manier hoe jy dit hanteer het, bring Heilige Gees hierdie woord by my op, en dit is Psalm 139, vers 23 en 24, ek lees hom uit die Passion Translation uit. God, I invite your searching gaze into my heart. Examine me through and through. Find out everything that may be hidden within me. Put me to the test and shift through all my anxious cares. See if there is any path of pain I'm walking on, and lead me back to your glorious, everlasting way, the path that brings me
back to you. Ja, en daai stukkie wat hy sê van die pyn. Ek en Chantal, ek sê en ons het nou weer gesê ons kan nie pause nie want in advertensietyd het ons sulke powerful goed wat ons oor praat Yes. en wat ons wil hê julle moet ook ervaar wat ons ervaar. En ek sê vir haar in hierdie hele tyd dit wat Joshua deurgegaan het, besef ek as ek weer selfondersoek instel, is daar nog 'n seer diep binne in my wat ek moet gaan voor die Here gaan neerlê en vir hom sê Here ek moet want ek kan nie ander mense se probleme so na aan my trek en my fokus verloor nie want julle sien wat gebeur is die oomblik as ons fokus verloor van dit en ons het ek kan nie onthou laasweek of die week voor dit nie het ons gepraat oor waar is jou fokus want die oomblik as ons fokus afhaal van dit waarvoor God ons geroep het dan verloor ons konteks met alles. Ek meen ons is daar om vir ons kinders te bid. En ons het heel in die begin het ons gepraat van ons wil vir julle sê en vertel nie dat julle nie weet hoe om te bid vir julle kinders nie, maar ons wil vir julle met julle deel wat ons doen en hoe ons dit doen om vir ons kinders te bid. En by Komboeke het hulle daai lekker groot journals met net die lyntjies op, né? Ja. So wat ek doen is ek het fotos van almal daar ingeplak. Ek het daai boek gesien. Daai is 'n baie awesome boek. Hoor hierso Sondag terwyl ek toe nou so daar sit ook in die kerk kom een van die pastore, ons het 3 pastore in ons kerk en hy kom verby en hy sê vir my ek sien wat jy doen. Gaan aan. En want op daai stadium het ek gebid oor Joshua se foto spesifiek. En ek het 'n gebed, ek gaan vir Chantal vra of ons hom kan optrek op die want julle sal nie glo nie. Vanessa, shout out to Vanessa wat my naels doen. Sy het hierdie YouTube van wat is haar naam? Sy's 'n ongelooflike godsvrou. Ek kan nou nie op haar naam kom nie, maar in elk geval, hulle het daai ding heeltemal verwyder. Priscilla, ja. Maar wat ek gaan doen het is toe sy daai ding vir my stuur, het ek hom dadelik gaan afskryf. Ja, so dit is 'n ongelooflike gebed. En ek wil hê julle mammas moet hom vat. Ons gaan hom vir julle oplaai en julle moet daai as 'n riglyn gebruik en oor julle kinders bid. Absolutely. En weer eens onthou julle, daar is 'n fyn lyn van ons bid en ons los die pakkie by Jesus se voete en nie ons gaan met hulle goed oorlog doen nie. Ons kan nie. Ons moet daai lyn moet ons nou vandag hierso leer om te sny. David, maak jou wapenrusting lig. Daar sê, maak jou wapenrusting lig en moenie laat die dinge vir jou te swaar raak nie. Ons moet, ek meen, Chantal, ek dink jy kan met my saamstem op daai oomblik dit wat ek ervaar het. Dit was swaar. Ja. Dit was onmenslik, kan ek dit amper sê. Dit is nie wat die Here wil hê ons moet hê nie. Hy wil hê ons moet gefokus wees sodat as ons huwelike in 'n probleem is en ons kinders ervaar dinge, dan moet daai las kan ligter wees. En ek hou so baie van wat jy nou gesê het van hoe jy met Diwan sy hele situasie hanteer het. Dan besef ons en dit is mooi eintlik ook waar die Here vir ons wys hoe verkeerd het ons opgetree en hoe belangrik is dit om in onsself weer eens, ons gaan baie vir julle herinner aan om te begin by jouself. Want as jy by jouself begin, maak jy soveel deure van ander dinge oop in jou huis. Prys die Here. Dit is rarig so en dit is rarig uit ons eie dinge, ons eie ondervindings en goeders wat ons gesels en soos wat ons leer, share ons met julle en dit wat ons ervaar het. En ek wil regtig, ons het ook gesê, ons gaan ons die WhatsApp groep begin, so die link is binnekort beskikbaar, ek moes net 'n paar tegniese dingetjies uitsorteer daarso, maar dan gaan ons juist soos daai gebed wat jy vir hulle wil deurstuur, en ek sekondeer absolutely wat jy sê daarso, Antoinette, gebruik dit as 'n riglyn. Die Here maak soveel dinge oop. Wanneer jy daai goeters begin bid, dan wys die Here vir jou die ding, dan skryf jy hom neer. Dan wys die Here vir jou die ding. Dit moet amper soos 'n mind map lyk. As die middelpunt om te begin
te bid vir jou kind, en dan is daar sulke goeie soos wat die Here, want jou journey met jou kind is totaal verskillend as Ja. my journey met my kind. Ons kan vir julle vertel hoe ons dit ervaar het en hoe ons dit gedoen het en uit ons liefde vir Vader, hoe ons dit kon hanteer het Ja. en waar ons verkeerd gegaan het. En ek is seker daarvan, elke vrou het 'n storie om te vertel. Ja. Maar gaan sit dit in, gaan maak dit groot, gaan las dit by. Ek weet nie of het julle 'n prayer room, 'n prayer closet, 'n deur wat jy oopmaak en jou goeder staan daar. Ek het so 'n klein kamertjie. Ek dink is die kleinste vertrek in ons huis. Het my man vir my so oulik en cozy en lekker gemaak en so aan, en ek skuif hom elke nou en dan, want dit ek hou van verandering. Maar oralste daarso, foto's is op, daar's gebede op, daar is prentjies op, daar is boeke, daar's allerhande goeders wat my konstant herinner, Here, as ek hier deurstap, ervaar ek net. Ja. In my hele huis, maar spesifiek daarso, en dis waar ek goed te skryf en ekstra bysit en al daai goeders, so ek wil dit regtig motiveer en ek het 'n ding hierso, want terwyl ons besig was met hierdie, het ek actually vir Antoinette 'n video aangestuur van die 90 sekonde reël. Sjoe, ja. En ek het nogal toe nou op my foon, nou het ek dit 'n kort pad gemaak op my foon, laat 90 seconds. So onder andere stuur ek die video vir jou, en jy weet mos hoe gaan dit, dan begin die dinge. Ja. Dan weet ons is nou besig. Hier kom die challenge. Hier kom die challenge. En my dogter sê vir my 'n ding, en ek dink so vir myself, okay, nou moet ek nie reageer nie, want uit my eerste Daai reageer is 'n gevaarlike ding. en ek maak my kort paadjie oop en ek gaan klik 90 sekondes. En ek sê, Here, 90 sekondes, ek wil net deur hierdie emosie werk, en sy kyk my net so, jy weet, nou is dit so 'n kwessie van, wag, wat doen jy nou? Sy sê, gee my net sekonde, ek het nog 70 sekondes werk, net die ding. En toe dit nou verby is, sy sê, Mama, wat het nou hier gebeur? Ek sê, nee, Mama het nou 'n emosie baie, baie sterk ervaar. En as ek uit daai emosie gereageer het op wat jy gesê het of gevra het of wat ek al die ding was daarso, dan het ek dit nie reg hanteer nie. So, dan sou ek myself weer in 'n situasie bevind het, wat ek ook gereeld doen, wanneer ek agterkom, ek is besig om vurig te raak en uit my emosie te reageer, dan het ek nogal die geneigtheid om vir my kinders of my man te sê, of so, enigiets wat ek nou gaan sê, gaan nie konstruktief goed bydra tot hierdie gesprek nie. So, ek gaan myself van hierdie gesprek verwyder, nie uit disrespek of nie laat ek hulle nie hoor nie of sulke goed, maar weens omdat ek agterkom dat ek dalk miskien hierdie emosie nog nie lekker verwerk het nie, en gaan ek myself verwyder. En woorde stiek. Onthou, ek sê altyd, jy moet onthou, daai woorde gaan sit vas in die gees, dit sit daar en jy recall dit die hele tyd. Ja, en dit is wat die woord ons teen waarsku. Ons woorde, ons tong het mag oor lewe en dood. So, dan, okay, en ek moet nogal sê, vir die kort tydjie, wat ek hierdie 90 sekonde reël, ek het 'n video gesien daarvan, dit is eintlik, ek het die professor se naam, en het ek bietjie ingegaan op al haar goedjies, en ek het bietjie nogal haar navorsing gaan volg, en sy het begin met hierdie 90 sekonde ding, want sy het eintlik, sy's 'n verskriklike geleerde vrou, sy, en dit is nogal onder andere dit oor emosie en neurogoeters en dit wat alles in die brein ervaar en emosie ervaar, en dit is ook dieselfde vrou wat ek vir jou gesê het, wat gepraat het van, jy moet kan huil, en jy moet kan lag en so aan, en in elk geval, en
toe het sy 'n stroke, ek weet nie wat dit in Afrikaans nie, maar toe het sy so ding gehad waar sy vir 8 maande deur 'n genesingsproses moes gaan. En wat sy toe nou herstel is na dit en weer die koneksies en alles te moes reg. Ek praat nou onder baie groot korreksie. Julle moet asseblief self daai navorsing gaan lees. As ek al goed net kon aflees, dan het ek dit vir julle. Ons sal daai video ook sommer vir hulle share dat hulle hom kan sien. En in elk geval toe sy deur hierdie goeders en toe sy nou weer daar uit en uit dit uit toe kom sy agter dat dit vat 90 sekondes om 'n emosie te verwerk en onder beheer te hou. En onder beheer te kry en dan gooi dis amper asof jy die emmer uittyp. Sure. Want as jy dit nie doen nie en jy reageer op daai emosie, sit daai emosie vir 7 jaar. Julle weet julle hoe lank is 7 jaar? 7 jaar in jou liggaam vas. En nou dat jy oor daai praat van tip, nê, dis iets wat Mani van die begin van ons huwelik gedoen het. Jy hoor mos altyd daai van wag tot hierdie emmertjie vol is, nê? Wag net tot hy vol is. Ek het dit gehoor. Ja, maar Mani sê altyd, as daar 'n druppel inval, dan gooi hy hom uit. Hy wag nie tot al daai emosies tot bo is nie. Hy gooi elke keer. So ek het eintlik regtig 'n baie wyse man. Hy het sommer net 'n gat gaan onderin maak en as hy in moet uit. Maar Chantal, terwyl ons praat van wysheid en julle moet my verskoon as ons dalk goed herhaal. Maar ek dink dit is hoe die Gees ons baie keer lei. Ja. Dat op daai oomblik is daar iemand nodig wat dit moet hoor. Ja. Ons het ek weet ook nou nie, ek dink dit was laas jaar of 'n jaar voor laas jaar, in my groepie vrouens wat ek gehad het, het ons besluit die oggend, ons gaan vir Joshua kry vir 'n onderhoud. Die mammas wil hom so 'n paar bietjie vra. Ja. Want hy is nogal 'n wyse ouetjie vir sy ouderdom. Hoe hy dinge baie keer hanteer. Ek het altyd gedink hy gaan sielkunde doen wat hy graag wil doen, maar hy's 'n wit en swart ouetjie. Daai middel is nie altyd daar nie, die grys area. Maar in elk geval, en een van die mammas vra vir hom, hoe kry hy dit reg om op 'n ouderdom van 16 so wys te wees en sulke wyse besluite te maak? Wow. En hier sit ek as mamma, want ek wil ook nou hierdie vraag hoor. En hy sê vir Tannie, vandat ek my pa my skool toe vat, vandat ek klein is, elke oggend, bid my pa net oor een ding, en hy sê vir die Here, seën Joshua met wysheid. Oh wow, amen. En was dit nou vir my amazing geweest, dat ek het dit nie eers geweet nie. Jy het dit nie geweet. Ek het dit nie geweet nie, maar ek het altyd gedink hy's 'n wyse ouetjie. So verstaan julle die woorde, die emosies, hoe ons optree, wat ons in ons kinders se lewens inspreek, wat by ons monde uitkom. Dit dra soveel krag. Ja. En vir ek en Chantal is al twee mammas met sportiewe kinders. En ongelukkig waar sport betrokke is daar altyd jaloesie. Ja. Nee, ons moet hieroor praat. Ons moet die pleister afruk, nee? Daar's altyd 'n jaloesie. Ja. En ek het met 'n groot skok eendag agtergekom hoe mense langs 'n veld, langs jou dogter wat dans, kan staan en woorde uitspreek oor jou kind. Sure. En dit is hoekom ek begin journal het. En dit is hoekom ek declarations elke liewe dag oor my kind uitspreek. Ons moet hulle toemaak. Ja. Kyk, ek weet die bloed van Jesus is genoeg, moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar ek sê nou vir jou iets en daai mamma, en naderhand raak daar 'n gesprek om die rugbyveld, om die danslokaal en al daai goed. En julle, voordat jy kom, bespreek jy hierdie kind op die veld. Ja, en ek stem 100% saam met jou. Die bloed van Jesus is genoeg. Maar die woord sê ook vir ons dat ons moet eien hierdie beloftes. Ja. So ek sien dit altyd as dieselfde soos met geloof. Jy kan nie geloof hê en net gaan terugsit en sê, okay, ek het geloof. Ja. En ek wil hierdie besigheid hê, of ek wil hierdie goeie rugby speler wees of danser wees, of ons vat net maar sport. Ek het geloof ek gaan hierdie pype danser wees, maar ek klim nie eendag op 'n stage en probeer actually dans nie. Ja. En ek gaan hierdie fantastiese rugby speler wees, maar jy is nie een oomblik op die rugbyveld besig om te oefen nie. So dieselfde met absolutely, hoor my hart en hoor Antoinette se hart, bloed van Jesus is 100% genoeg. Ja, dit is. Maar sit
jou geloof in aksie. ja. En spreek dit, declare dit, Ja. en praat dit oor jou kinders. En dit is net so belangrik dat ons moet toemaak, ons kinders moet toemaak, en jy moet dit langs, want wanneer jy so vol is, en het jy al agtergekom, wanneer jy Jesus in 'n gesprek inbring, hoe verander die gesprek? O ja, absoluut. So wanneer daar 'n lekker soetsappige storie dalk miskien aan die gang is, en waarby iemand jou as persoon wil betrek by, en jy soos, maar weet jy wat, as ek hoor wat julle sê, en ek voel ek gaan hierdie ding by Jesus se voete sit, en die bloed van Jesus oor dit sit, en dan voel ek, kom ons los dit daar. Ja, kom ons los dit daar. En dan beweeg ons aan, en either stap weg, en sou die situasie, jy in so 'n situasie wees, maar sou hulle voel dat dit nodig is om die ding verder te bespreek, probeer maar jouself verwyder van dit, want as hulle nie wil ophou nie, of hulle voel hulle het nou momentum gevang oor dit, kry jou uit dit uit, want daai negatiewe woorde wat gespreek word, onthou, ons het ook al gesê, soos 'n tandepasta, as hy uit is hy uit, en daar's niks wat jy daaraan kan doen nie. En Vader se woord sê, sy woorde keer nie leeg terug nie. Sure. So as jy woord spreek, dit gaan nie leeg terugkom nie. As dit nie plek het om te gaan sit op wie dit moet ontvang en so aan nie, kom dit terug na jou toe. Ja. So wanneer jy seën spreek, gaan seën terugkom na jou toe. Wanneer jy daai ander goedjies spreek, wat nie noodwendig so seën uitspreek nie, kom daai ook ongelukkig. Dit kom terug na jou toe. En ek dink, Chantal, wat ook belangrik is kry vriendinne, mense wat saam met jou bid, wat saam met jou in die bootjie klim en wat nie gaatjies boor in jou boot nie. Maak seker daar's nie jaloesie nie. Maak seker julle bid, hoe kan ek sê, julle is op dieselfde, kan ek sê, selfde journey. Almal gaan nooit geestelik selfde op dieselfde vlak wees. Die Here is daagliks besig om ons te mold in dit wat hy ons wil hê. Maar dit is so belangrik wie jy toelaat om saam met jou te bid. Yes. Daai is belangrik, veral as dit kom by jou kinders. Ja. Want jy weet nie, is daai ou se hart vir jou kind nie. Is daar dalk bietjie jaloesie oor jou kind, of wat dit ook al mag wees nie. En dit is, weer eens, hierdie is goeters wat ek regtig uit my hart uit oor praat, en wat ek beleef het, hoe, man, dit is soos Josh met sy beserings in 'n rugby in. Ja, op 'n stadium het daar soveel dinge uitgekom, en ek sê toe vir die Here, het ek, hoe kan ek sê, op 'n plek gekom waar ek saam met mense gebid het, wat nie moet saam met my gebid het, of wat nie, en so kom die vyand ook nou weer in, verstaan jy, die vyand kom in, en hy wil nou weer vir jou goedjies wys, en die Here wys vir my nee, en hy vat, dit is ook 'n storie vir 'n ander dag, waar ek regtig met julle wil praat oor die hele beseringsstorie, en wat die Here my gewys het, en hoe ek losgemaak het, en al daai tipe goeters, maar dit is so belangrik, wie jy toelaat, om saam met jou te bid. Ja, nee, dit is vir 'n feit. Antoinette, ons wil eintlik nog verder gaan. Daar was nog een ding wat ek wou bygesê het. Ek wil net gou hierso bynoem. Petro, Kotse Odendaal, pastoor Petro, hy hou 'n vrouekamp. En ek kom vrouens nogal regtig motiveer, veral wanneer ons hierdie ding doen van ons werk aan onsself en so aan. Daar is regtig, hierdie is 'n amazing kamp. Ek het verlede jaar die voorreg gehad om die kamp by te woon, en Petro doen nogal regtig moeite om by vrouens se harte uit te kom. En daar's so net vrouens te uplift. Dit is 'n die vrouekamp is se tema is binnekamerbreid. Dit is van die 15de tot die 17de Mei, en dit word aangebied deur pastoor Petro Kotse Odendaal. Sy is ook die skrywer van die boek Wanneer die krieke stil word. Sy bespreek ook daarso so 'n bietjie van dit, en die boek is ook dan daarso beskikbaar. Die kamp is by Shekinah in Hartbeesfontein, en jy kan vir Petro kontak om dan net by haar die inligting te kry oor die kamp. Die kamp is R1,300, en daar is definitief 'n geleentheid daarso vir die vroue om bietjie net daai met hulle harte daarso, daai
werk aan jouself. Ja. Daar is 'n goeie plek om te begin en daar is Baie. 'n klomp vroue bymekaar. En Antoinette, jy weet van 'n tienerkamp. Ja, julle, hierdie gaan net so amazing wees. Hierdie is hernie, herstel en herlaai. Hierdie is vir, laat ek nou net mooi kyk hierso is vir tienermeisies, die ouderdom tussen 14 en 25. Dit is ook tussen die 22ste en die 24ste Mei, ook by Shekinah. Yes. So as mamma die vorige naweek gaan, Amen. nê, dan Dankie. gaan Sissie die volgende naweek. Yes. En sy, julle, ek dink, en hoe amazing is dit, nê? Dit het toevallig. En ek dink nie as hierdie twee mense, ja, toevallig. Ek dink nie as hierdie mense ken mekaar nie. En hierdie is Mona. Julle kan haar skakel. Ons gaan albei hierdie goed opsit waar hulle dit kan sien. Yes. En hierdie kamp is ook dis 1500 per persoon. Julle kan vir Mona bel en wat so mooi is, wat ingesluit is 'n vlagstel. So jy gaan 'n vlag maak, 5 etes en dis 2 nagte se verblyf en 'n werkboek. So julle, hierdie is stap in God se teenwoordigheid in. Mamma's hier buite klars op kos area. Kom julle, vat hande en kom op 'n plek waar jy en jou tiener op 'n goeie, gesonde plek kan wees. Amen, prys die Here. Ja. My hande is in die lug. Ja. Dit voel vir my net hoe anders. Ja, en kom nou, kom ons praat hier oor huwelike, hernie en al hierdie goed. En hier kom 2 kampe van 2 verskillende mense wat ek glo glad nie mekaar ken nie. Een is vir die mammas, een is vir die dogters. Kom ons vat hande julle en ons boek hierso. Ons gaan dit vir julle op die web site sit. Yes. En vat hierdie oomblik aan. Vat dit aan en word heel. En hulle gee lekker praktiese maniere hoe om hierdie dinge wat hier binne in ons is te herstel en by Vader te gaan neersit. En ja, so Petro Kotse en Mona en Petro Kotse se vrouekamp, die binnekome breed is van die 15de tot die 17de Mei. Mona sinne is van die nou is ek by die verkeerde ene, ek's by die verkeerde datum, ekskuus, van die 22ste tot die 24ste en ouderdom van 14 tot 25 en Mona, hulle gaan mooi na daai meisiekinders kyk. Julle almal weet sy het 'n dansskool, so sy's lief vir die kinders daar buitekant. En dit is ook by Shekinah. Julle gryp hierdie oomblik aan en kontak hierdie mense so gou as moontlik. Ek dink natuurlik daar is net 'n sekere hoeveelheid plekkies beskikbaar. Maar ons sit dit vir julle op en kom in aanraking. Die van julle wat ek en Chantal se op WhatsApp is, ons sal dit op ons WhatsApp statusse ook sit. Daar kan julle dit ook kry. En ek dink hierdie is in lyn dis wat die Here wil hê. Amen. En dit het presies nou in hierdie tyd geval. Ek sê ook vir Petro. En ons jy moet ook of nie moet nie, jy het dit is presies waarmee ons besig is. Here, dankie vir dit. Ek wil net vir die Here al die eer gee dat al hierdie goeie so in plek laat val. Julle, ons tyd is verby. Mag julle 'n awesome week verder hê en mag julle net geseënd wees en blessed wees. Ja, en asseblief lê daai wapens neer. Yes, en maak dit maak dit lig. Daar's sy. Prys die Here.